in die Ou Testament. En die tweede gedeelte wat ons saam met dit gaan lees vanoggend is Filippense 4. Psalm 23 en dan Filippense 4. Nou Filippense lê agter in die Bybel, een van Paulus se briewe, bladsy 260 hier agter in die Bybel. Galasiërs, Efesiërs, na Korintiërs, dan Galasiërs, Efesiërs, Filippense, en dan Kolossense en Tessalonisense. So kry hom net daar so na Galasiërs en Efesiërs. Filippense is ook een van die kleiner briefies, net 4 hoofstukke. En ons gaan in Filippense 4, gaan ons daar ook 'n stukkie saam lees. As die Bybel so voor julle oop is, dan sit ons net so en dan word ons stil voor die Here in gebed. Here, dankie vir die voorreg. Dankie vir vanmôre. Dankie dat hierdie week aanbreek. 'n Week waarna ons lank uitgesien het en baie opgewonde is oor, Here. Want Here, ons gaan vir 10 dae lank die voorreg hê en ons wil dit met niks anders verruil nie. En dis om aan u voete te kom sit en die vernuwing in ons denke te ervaar wat u in hierdie 10 dae vir ons wil gee. Wat gaan gebeur? Hoe dit gaan gebeur, wat alles gesê gaan word, wat ons alles gaan belewe, dit weet ons nog nie. Maar Here, u weet hoe opgewonde ons is. En ons kan byna nie wag vir Donderdag, Hemelvaartdag, en dat ons kan begin om 'n pad van 10 dae te loop op pad na Pinkstersondag, wanneer u o Gees van God uitgestort is, en ons het gedenk, en in ons harte kom woon het. En u is die Gees wat vandag nog in ons harte werk. U is die een wat vanmôre ons wakker gemaak het en ons die wil gegee het om na u huis te kom. U is die een wat ons die honger gee na u woord en die gehoorsaamheid en die oop ore ontvanklike harte gee om te hoor en te wil doen wat u gee. Here, u is ook die Gees van God wat hierdie ouerpare gelei het om gehoorsaam te wil wees en hulle kinders aan u op te dra en vanmôre hier 'n belofte hardop te kom doen dat hulle hierdie kinders vir u sal grootmaak. Dis ons gebed, Here, dat u nou by ons sal wees. En dat u op so 'n manier by ons is, dat elkeen wat vanmôre hier in die kerk sit, Here, en wat met hulle eie gedagtes baie keer ook besig is, en wat hulle eie lewe het, en baie keer is dit, as hulle terugdink oor 'n week wat verby is, so Stefan Ronel hulle hartseer, ander keer is dit as hulle dink aan die week wat voorlê, soos Rian en Else by hulle, ook hartseer en die afwagting. Ander is dit ook wat vanmôre wag vir 'n operasie, daardie onsekerheid en baie keer bekommernis as ons in die nag wakker skrik en wonder. En ander, Here, as hulle nie weet van werk en inkomstes en finansies nie, die onsekerheid en baie keer die bekommernis daaroor. Ja, Here, daar kan ook vanmôre van die kinders hier wees wat worstel met iets wat verkeerd is in hulle lewe en dit steel hulle vreugde. Of wat in 'n verkeerde verhouding is, of wat slegte verhoudinge met familie of ander vriende het, en iemand is kwaad vir hulle, en dit steel hulle vreugde, Here, en dit maak dat vanoggend nie so mooi is as wat dit moet wees nie. Wat dit ook al is, Here, u weet wat in elkeen van ons harte leef. U ken ons persoonlik. En daarom weet ons kan maar net vanmôre vir u sê, Here, ek maak my hart vir u oop, en ek sit hier, en ek dink oor u, en ek wil na u woord luister, en ons wil vra, Here, dat u vanmôre vir ons seën, met die regte woorde op die regte tyd, op hierdie Sondagoggend. Seën ons, Here, in Jesus naam. Amen. Nou kom ons lees eers in Psalm 23, hierdie baie bekende gedeelte wat ons waarskynlik soms uit ons koppe uit kan opsê, baie van ons. 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, die nuwe krag wat ons in hierdie Pinkster ook wil kry. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde
sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Saam met dit lees ons in Filippense 4. Filippense 4, hierdie mooi hoofstuk waarmee Paulus hierdie brief afsluit, vir 'n gemeente, wat seker een van Paulus se heel mooiste briewe is, en waarvoor hy skryf. Hy sê in vers 1, daarom my broers en susters, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Is dit nie mooi nie? Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Net soos Clemens ook, en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers en susters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Hierdie vrede waarmee ons in hierdie 2 weke besig is, en baie 'n groot rol gespeel het in hierdie 40 dae van Paastyd af. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Ek was baie bly in die Here dat julle so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Julle in Filippi weet ook dat in die begin van my evangelieprediking na my vertrek uit Macedonië, geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad het aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, het julle meer as eenmaal iets van my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epaphroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Wat 'n mooi gedeelte, nie? Ons teksverse hier is vers 11 tot 13 waar Paulus praat oor honger en genoeg, min en genoeg, dat hy in alle omstandighede weet. En saam met dit is ons teksvers Psalm 23 vers 2. Hierdie baie belangrike versie ook hier waar hy sê in Psalm 23 vers 2, die Here is my herder, hy kom niks kort nie. Hy lei my in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Dit is so 'n mooi oggend. Dit is so 'n lekker tyd. En daarom die vraag vanmôre, is jy tevrede met jou lewe? En ek het daai prentjie gekies wat julle sien op die borde agter, want dit mens kan ons nou niks anders as om tevrede te wees. As 'n pa en 'n ma met hulle 3 kinders, soos François Corlia ook nou 3 kinders het, so op 'n strand kan stap met hulle voete in die sand en in die see en die vlakbrandertjies nie. Wat kan nou lekkerder wees? Ek dink op daai oomblik wat hierdie foto geneem het, is daai 2 tevrede mense. Ons is so mooi tyd van die jaar. Dit is so spesiale tyd vir die Christendom. Paastyd is verby, Jesus het opgestaan, hy lewe. Vir amper 40 dae kom ons nou saam. En het ons so baie gepraat oor hoe ons die Here sien in ons lewe. En in die laaste paar weke oor die vrede van die Here, wat oor ons harte en gedagtes die wag moet hou en wat vir ons sorg.
Die Here wat elke keer as hy by sy disippels gekom het, hulle gegroet het, met 'n groet wat die Jode groet Shalom, maar wat by hulle nuwe betekenis gekry het. Want dit is 'n groet eintlik van aan die kant die graf af. Hy's al deur die graf en hy kom terug en hy groet vir hulle, vrede vir julle, Shalom, vrede vir julle. En elke keer dan sê hy, my vrede gee ek vir julle, Johannes 20. Nie die vrede wat die wêreld gee nie, 'n ander soort vrede, beter vrede. My vrede gee ek vir julle. En daarom vanmôre hoor ons hierdie woordjies, vrede, ook in die woord tevrede. Want om tevrede te wees met jou lewe, jy kan nooit tevrede wees as jy nie 'n stukkie vrede het nie. Dit is so mooi in ons taal. Vrede maak dat jy tevrede kan wees in jou lewe. Hy gee vir jou 'n soort van 'n absolute tevredenheid. Stefan Joubert het by geleentheid 'n mooi stukkie geskryf en hy noem dit die siekte van ons tyd en dan sê hy, baie mense is siek en die siekte wat hulle het is 'n must-have siekte. Hulle moet alles hê. Hulle is nooit tevrede met wat hulle het nie. Daar moet altyd iets ekstra bykom. 'n must-have siekte wat hulle het. Ek wil net altyd meer hê. Hulle kom nooit op 'n punt om te sê, kom ons geniet nou net wat ons het. Wanneer is genoeg nou ook genoeg? Daar's altyd nog iets anders wat hulle wil hê. En daarom kom hulle nooit op daai punt om te sê, dankie Here vir wat ek vandag het nie. Want daar's altyd 'n as. Maar as ek nou net eers hierdie huis het, of hierdie kar het, of hierdie nuwe bakkie het, of as ek nou net eers dit gespaar het, dan is daar altyd nog ietsie verder, ietsie meer. Dan sal ek gelukkig wees. Ek wil nou ietsie sê wat jy mooi moet hoor. As jy ooit jou geluk koppel aan as, is jy nie gelukkig nie. En gaan jy nie gelukkig wees nie. As jy ooit sê, maar as ek net eers dit het, hierdie werk, hierdie huis, hierdie kar, selfs as ek net eers gesond is, dan sal ek gelukkig wees. Broers en susters, dan gaan jy nie gelukkig wees nie. Want God se geluk, God se vrede, is nie 'n vrede van as eers nie. Is nie 'n vrede van omdat nie, of sodat nie. Dis 'n vrede ten spyte van. Die disippels sit in 'n bosaal in Jerusalem. Die deure is toegesluit. Hulle is bevrees vir hulle lewe. Dit gaan sleg met hulle. Hulle is arm. Hulle leier is weg. En hy stap daarin. Hy verskyn by hulle en hy sê vir hulle, vrede vir julle. En op daai oomblik beleef hulle 'n vrede, soos wat Paulus in Filippense skryf, wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat jy nie kan logies verklaar nie. Hoe kan julle nou vrede hê? Maar hulle het. En dis die vrede wat die Here vir ons wil gee, die tevredenheid. Ongeag my omstandighede het ek dit. Stefan Joubert sê, daar's so baie mense wat dit nie kry nie. Wat altyd nog iets soek. Daarom kry ons so baie dikmond kinders, wat altyd ongelukkig is, want as ek nie eers net hierdie iPad het, of hierdie selfoon het, of hierdie ding het nie, en dan is dit weer die volgende een, en as ek dit nie kan kry nie, is ek dikmond. Marie Jansen het al jare terug 'n mooi ding geskryf oor die feit dat ouers nie vir hulle kinders genoeg leer wat die woordjie nee beteken nie. En dat kinders iewers in hulle lewe op 'n dag moet leer, nee, N-E-E is nee. En jy gaan dit nie kry nie, en jy kan dit nie kry nie, jy kan maar vra wat jy wil, jy gaan dit nooit kry nie. Nie nou nie, dis verby. En dan moet jy nog gelukkig wees, al is dit nee. Want baie keer moet ons vir onsself ook nee sê. En dan as ons groot is, moet ons vir onsself nee sê. Ek sou so graag nou wou hierdie bakkie koop, maar kan dit eintlik nie bekostig. So ek moet maar vir myself ook nee sê. Ek sou graag dit wou doen, maar kan nie. Ek moet vir myself nee sê. En terwyl ek nee sê, is ek nog tevrede. Is ek nog gelukkig. Dis die siekte van ons tyd. En daarom weet jy, selfs in Suid-Afrika, waar dit gevaarlik is baie keer, en ons soveel dinge het wat ons bedreig, as dit alles weggevat het, as dit beteken, ek sal gelukkig wees,
As daar nie meer geweld is en misdaad is, dan gaan jy ook nie gelukkig wees nie. Nieu-Seeland word beskou as waarskynlik een van die heel veiligste lande op aarde. En tog interessant, dat die selfmoordsyfer in Nieu-Seeland dubbel so hoog is as in Suid-Afrika. Hoekom sou die mense dan wil selfmoord pleeg, as die land so veilig is? Amerika word beskou as die land wat waarskynlik per capita per kop die hoogste inkomste van alle mense het. En hoekom in Amerika is daar die meeste mense wat nie tevrede is met hoe ek lyk nie, met hoe ek is, met waar ek is en wie ek is nie. Dat in Amerika plastiese chirurge die heel beste doen, want almal wil net 'n bietjie anders lyk. Kan nooit tevrede wees met wie ek is, hoe ek is, waar ek nou is nie. Paulus Titus sê staan daar, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Hoor jy dit? Godsdienst, om uit hierdie woord te leef, is 'n groot wins as jy tevrede is met wat jy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie, ons kan niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat wil ryk word val in 'n versoeking. Geldgierig is die wortel van allerlei kwaad. En daarom leer ons kinders mos, en is dit een van die groot lesse van die lewe, dat daar iets soos uitgestelde vreugde is. Dat daar baie keer goed is wat ek graag wil hê, maar ek moet daarvoor wag. Ek sal nog moet werk daarvoor. Ek sal nog 'n paar jaar moet lewe, ek sal nog 'n rukkie moet gaan, voor ek dit kan kry. Want kry is nie alles nie, en kry kan nie my lewe bepaal nie. Dis so belangrik. Broers en susters, en daarom sit en dink net by jouself, want dis 'n gevaar wat ons kan insluk, dat ek moet dit ook kry. En ek het hierdie selfoon, en ek was tevrede, maar tot ek nou gesien het, 'n ander het 'n beter een, en nou is die een ook nie meer goed genoeg, ek wens ek kan ook so een hê. En ek het nou hierdie kar, en toe sien ek, maar daar's 'n nuuter model, ek moet dit ook kry. En ek moet dit kry, en ek moet dit kry. Wanneer is ek dan tevrede? En daarom, ons eerste iets wat ek vanmôre vir jou wil regtig sê is, raak tevrede. En om tevrede te wees met jou lewe, om 'n tevrede mens te wees, is eintlik 'n lewenskuns. Daarom sê die Bybel, as jy tevrede is met wat jy het, die stukkie brood op jou tafel, en jy dank God daarvoor, dan is dit 'n lewenskuns wat jy aangelees het. Luister maar wat sê Dawid nie. Hoe mooi sê hy dit. Hy sê in vers 1, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Eintlik is dit nie waar nie. Toe Dawid agter die skape was, het hy nog baie kort gekom. As ek en jy daar by koning Dawid op daai oomblik gaan staan het agter die skape, toe hy hierdie psalm waarskynlik skryf, sê hy gesê dit, hoe kan jy nou dit sê? Hoe kan jy nou sê jy kom niks kort nie? Gemeet aan ons maatstawe kom jy baie kort. Maar hy sê die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hebreërs 13 vers 5 sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Iemand het gesê, die lewenskuns bepaal, dan ook om te sê, ek wil nie hê wat ek nie het nie, ek wil dit hê wat ek het. Ek wil dit hê vandag wat ek het. Die vrou wat ek het, die kinders wat ek het, die huis wat ek het, die klere wat ek aan het, dit wat ek is, die ouderdom wat ek het. Want baie keer wil ons ouer wees, en dan op 'n dag, dan wil ons eintlik weer jonger wees. Om vanmôre te kan sê, ek is waar ek is. Ek en Elspie sê dit baie keer, ons is waar ons wil wees. Ons is waar ons wil wees in ons lewe ook. Iemand sê, ek is op 'n mooi plek in my lewe. Is jy vanmôre op 'n mooi plek in jou lewe? En dit kan jy doen deur te gaan leer by iemand met hierdie vrede. En seker een van die mooiste mense om my te leer is Dawid nie. Wat sê, hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Ek kom niks kort nie.
gaan leer by iemand. Want tevredenheid leer 'n mens. As jy na huis groot geword het waar daar altyd 'n ontevredenheid was, dan lewe jy so want jy dink dis soos die lewe is. 'n Mens moet nooit tevrede wees waar jy is nie. Ek sê nie mens moet nie hunker na meer en werk verbeter en vooruitgaan in die lewe, natuurlik niks daarmee te doen nie. Maar terwyl ek dit doen, is ek vandag tevrede waar ek vandag is. Dawid word gesalf tot koning deur Samuel. Maar dan is hy nie dadelik die koning nie. Dan vir jare later moet hy nog vlug vir sy lewe. Moet hy manskappe bymekaar maak, moet hy in spelonke snags slaap, hard slaap, moet hy ontberinge ondergaan, word sy lewe keer op keer bedreig dat hy by geleentheid vir Jonathan sê, my lewe tussen my en die dood is dan maar 1 tree. Dit gaan sleg met hom vir jare lank. En dan sê hy nogtans, maar ek het die Here, hy is my herder. Ek kom niks kort nie. En as dit die pad is wat hy my lei, dan loop ek hierdie pad. Ek is tevrede. Ek kom niks kort nie. Ek is tevrede. En vanoggend lees ons van Paulus. Paulus wat op 'n stadium in sy lewe 'n baie goeie loopbaan gehad het, vooruit gegaan het in sy lewe, 'n toekoms gehad het in die weermag en kon opgaan en gesag gehad het oor baie mense. En dan draai hy om op die Damaskuspad. En hy kom tot bekering en hy gee sy hart vir die Here en hy word 'n sendeling. En hy verloor al hierdie dinge. En hy is iemand wat nie familie het nie, wat nie vrou het nie, wat nie kinders het nie, wat swaar kry, wat skryf en sê, baie keer dat ek honger moes gaan slaap in die aand, baie keer dat ek te min om te weet hoe gaan ek môre lewe. Maar ek het geleer om aan my dit alles te behelp. Hy sê, want om te lewe is in my Christus, om te sterwe is vir my wins. Saam met die Here lewe ek. Broers en susters, Paulus is tevrede, maak nie saak wat gebeur nie. Want hy weet in wie sy hand uit is, hy weet uit wie sy hand uit lewe. Ek en die Elspeth nou die aand stiltyd uithou, in die week toe lees ons 'n stukkie waar iemand sê, daar's mense wat sê, en vir julle 3 wat kinders gedoop het vanmôre, as jy kinders het, dan het jy ook net kinders. Hoor julle dit? As jy kinders het, het jy net kinders. Want hulle vat al jou geld, hulle vat al jou tyd, hulle vat al jou aandag. As jy kinders het, het jy net kinders. Sy gelukkig is dit nie waar nie. Nee? Want as jy vanmôre hierdie kindjie kon vashou, soos ek het doen, die PC kon doen, en jy as pa maak en daai kindjie vashou, en jy het 'n kind, daar herinner dit jou mos keer op keer, aan waar kom hierdie kind vandaan? Wat 'n gawe die Here vir my gegee om kinders te hê, wat my altyd weer herinner aan die Here. En kinders hou mens op jou knieë. Want net as jy dink dit gaan goed, dan is daar weer iets anders wat jou bekommerd maak, en dan moet jy bid vir kinders. En jy weet, jy kan nie altyd vir hulle sorg nie. Hulle hou jy op jou knieë, so jy het soveel meer as jy kinders het. Ek onthou by geleentheid in Pretoria, toe ons 2 dogters daar op universiteit, en ek bel en ek sê ek het 'n vergadering, maar ek is so laat af, en hulle kan al 2 daai tydjie weg, en ons kry mekaar by McDonald's vir 'n milkshake, en toe klaar hier ry hulle al 2 weer in die stad, en ek dink, jy kan nie jou kinders vashou nie, jy kan hulle nie beskerm nie. En ek sit daar in die kar en ek bid net vir hulle. En ek besef, my kinders, hou jou by die Here, want jy kan net vir hulle bid. As jy kinders het, het jy nie net kinders nie. Jy het soveel genade, soveel liefde, soveel ekstra, wat die Here saam met 'n kind vir jou gee, dat jy dit nooit kan meet nie. Daarom in die 3de plek wil ek sê, Christus waarborg vrede. Hoor wat ek nou sê, nie? Christus waarborg vrede. Dis 'n beter waarborg as wat jy saam met enige nuwe kar of 'n yskas of wat ook al kry. Wat ons waarborg om vir 2 jaar of 5 jaar. Christus sê, ek waarborg vrede. Wanneer hy inkom en sê vir sy disippels, vrede vir julle. My vrede gee ek vir julle. En hy gee dit met sy lewenswaarborg. Hoekom? In Filippense 4 vers 7 en 8 lees ons, hy sê, ongeag jou nood, wat ook al met jou gebeur, kan jy dit na die Here toe vat. Ongeag wat met jou gebeur, kan jy dit nie.
En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sê hy, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis 'n waarborg, broers en susters. Hy sê nie miskien nie, hy sê dit sal. En verder, alles wat waar is, jy kan alles aan die Here opdra. Hy sal vir jou sorg. Filippense 4 vers 11 tot 13 sê dit so mooi. Hy sê, ek sê nie om met 'n gebrek gelyk nie, want ek weet in alle omstandighede, die Here is by my. Wat ook al gebeur. Partykeer het ek genoeg, partykeer het ek te min. Partykeer gaan dit goed, partykeer gaan dit nie so goed nie. Maar die Here is daar. Hy sorg vir jou. En daarom dat hy vir ons kan kom en sê, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. En julle het goed gedoen aan my. En dan sê hy, maar nou, dink aan hierdie dinge, wees bly in die Here, en maak aan alles julle begeertes deur gebed en smeek met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstande bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Broers en susters, dis letterlik. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre hier sit, en jy kan nie eerlik sê, ek is tevrede nie, dan wil ek vir jou sê, word nou gesond. Word nou gesond. Nie net nou nie, nou. Sit vanmôre hier, en dink aan waaroor bekommer jy jou. En dink aan, wat kort jy? En dink aan, wat het jy nodig? En jy gee dit alles vir die Here. Dis wat hy sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. En dan sê hy, maak in alles julle begeertes, deur gebed en smeeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Al is dit nog daar, ek het dit nodig, en ek is bekommerd oor dit, en ek wonder oor dit, maar ewe skielik is ek tevrede. Verlede maand besoek ek 'n oom in die gemeente, wat baie siek is, en hy het pyn, en dit gaan glad nie goed met hom nie. Ek kan maar sê, oom Johnny Kreer. En hy sê vir my, Dominee, weet, ek is bietjie bekommerd, en ek wonder oor dit, en, oom Johnny het kanker. Hy sê, maar ek sit in die week, en toe lees ek, en Paulus sê, die Here sê, sy genade is vir my genoeg. Sê, Dominee, weet, in die oomblik toe ek het sê, die Here se genade is vir my genoeg, en ek kan my net alles vir hom gee. En sê, ek weet nie hoe dit werk nie, maar die volgende oomblik toe pyn dit nie meer. Die volgende oomblik toe ek hier sit, toe het ek nie meer pyn nie, en ek is net tevrede. Is dit nie fantasties nie? Die Here wat waak oor julle, en daarom wat ek sê, word gesond, maar word nou gesond. Laat Christus oor jou harte en gedagtes die wag hou. En weet julle wat kry jy dan saam met daai gesondheid? Paulus sê, wees bly. Dat ewe skielik te midde van wat ook omstandighede is, jy 'n blymoedige gees kan hê. Dat hy dit vir die mense in Filippi kan sê, en dit gaan nie met hulle eintlik menslik gesproke goed nie, wees bly, ek herhaal, wees bly. En saam met die blymoedigheid, kan jy vredevol lewe. Jy is so tevrede, jy is so gelukkig tevrede, want die Here hou oor jou hart en gedagtes die wag. En saam met dit, word jy 'n mooi mens. Want wat is nou mooier, as iemand wat 'n diepe tevredenheid in hulle lewe het. En daarom dat hy dit ook sê, hoe lyk 'n mooi mens? Hy beskryf dit eintlik, hy sê vir ons, daarom kan julle gedagtes rig. Want as 'n mens mos iets het wat jou vreet, dan neem dit jou in besit, soos pyn. Jy dink net aan dit maak jou soms so frons voorkop, en alles is sleg. Dan sê hy, verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar is, daarop moet julle gedagtes rig. Paulus sê, jy het die hele tyd net gedink oor hierdie verkeerde dinge, en die geweld in die land, en die misdaad, en die korrupsie, en al die slegte goed, en die skelm mense, en die werk, en die geld, en alles. En toe gee dit vir die Here, en toe gaan jou oë oop, en toe begin jy nou dink aan, wat is mooi? Wat is lofwaardig? Wat is prysenswaardig?
amper soos die klein seentjie wat ek vanmôre vasgehou het. Klein Ruben. En alles is net mooi. En dit kan die Here vir jou doen. Maar onthou net altyd, daar's een gevaarlike woord wat die duiwel uitgevind het, en dis die woordjie môre. Ek sal môre. Daarom het ek vir jou gesê, vandag. Jy het vanmôre kerk toe gekom, na die huis van die Here toe, om vanoggend weer totaal, geheel en al gesond te word. En niemand mag vanmôre uit hierdie kerk uitstap met bekommernis en 'n swaarmoedigheid en 'n slegtigheid nie. Sit dit alles in die hande van die Here. En stap jy uit en geniet hierdie naweek. En geniet hierdie mooi dag en geniet hierdie week. En beleef hoe lekker dit is om die vrede van God in jou hart te hê en dan tevrede te lewe. Amen. Dankie Here dat ons vanmôre saam met 3 ouerpare in tevredenheid kon kom deel, dat U verbondsgenade vir hulle gee en U aan hulle verbind. Dankie dat ons vanmôre hier kan kom sit het en kan kuier sommer net vanmôre rondom U woord. En Here, dat ons opgeroep word om tevrede te wees, omdat U vrede vir ons gee. Dis my gebed vanmôre. Here, elke keer as die wêreld weer ons vrede wil steel, ons vreugde, as die wêreld ons weer swaarmoedig wil maak, en net die slegte wil laat raak sien, stort U vrede oor ons uit, soos ons vanmôre gesing het ook, voor die tyd, en dat ons U vrede en vreugde vandag belewe. Ons bid dit in diep afhanklikheid, en ons loof U en ons dank U. Here, U is die fantastiese Here, U is die wonderlike God, U is die enigste Here, U is die God wat met liefde werk. Dankie dat ons nie vir U bang is nie. Dankie dat ons vanmôre ook saam met Paulus kan sê, ons is vir U baie lief, Here.